Amen vanmôre. Kom ons wees net vir 'n oomblik in die teenwoordigheid van die Here. Ons ervaar hierdie wonderlike geleentheid vanmôre. Wie ek ervaar vanmôre soveel emosies, verskillende emosies in die kerk. Party mense huil, party mense het gebroke harte, party mense is stikkend, party het opgewondenheid. Party sing psalms, party is net vanmôre bly. Party ervaar die genade van God, party weet, party vra hoekom. Gelukkige Moedersdag. Julle moet 'n wonderlike dag hê. Dankie aan elke moeder. Dankie Here vir sy krag en sy liefde. Amen. Yes, amen. Amen. Julle kan maar julle sitplekke neem. Dankie dat ons vanmôre in die huis van die Here kan wees. Ek dink baie het seker planne vir hierdie Moedersdag. Dit was 'n verskriklike lang naweek. Ek bly die vakansie daar verby. Ou se lewe gaan aan goed gebeur. Amen. As jy opgewonde in die huis van die Here. Hou twee dinge voordat ek begin. Of voor ek gaan amen sê, ek gaan net eintlik groet, dan gaan ek amen sê en kyk aan Moedersdag toe. Ons gaan 'n online kursus, ek gaan online kursusse aanbied. Jy weet, in diepte, ons is so in 'n tyd waar die duiwel ons kom beroof het, waar ons nie meer in selgroepe en goed by mekaar kan kom nie, Amen. En baie leer. Maar wat hier agterkom is, daar is min mense wat hulle Bybel lees. En daar is min mense wat verstaan wat in die woord van God aangaan. Daar is party wat sê ek is 'n gelowige, maar hulle speel met God se krag, met God se genade. Hulle voed hulle siele met verkeerde goed. So ek wil vanmôre vra, en ek dink ek is geregtig om dit te vra, as jy 'n oop hart het, is die Here jou lei. Ons kos so 22.000 vir 'n ordentlike kamera. Ons gaan dit opneem en ons gaan dit berg, ons wil dit rekord, ons wil dit professioneel maak. En as jy volgende Vrydag wil deel wees van hierdie online kursus, praat met Tommy. Is daar nog plek, Tommy? Okay, hoeveel kan ons nog vat? Soveel soos wat jy wil. Maar jy moet gaan kom met. Kom ek gee gou vir jou 'n voorbeeld. Is dat baie sê ek is 'n kind van God, maar ek begin juis bietjie met jou oor die Bybel en dan gaan ek met jou oor die mees en die belangrikste ding begin om te praat sodat ek kan ervaar wat jy kan ervaar. En dit is dat daar so baie mense die afwesigheid het van die Heilige Gees. En ek gaan oor die Heilige Gees begin. En die Heilige Gees se woorde, kan ek maar uit die kamera uit gaan? Ja. Baie welkom en almal wat online is. Is ek af of is ek nou aan, Jakob? Is ek aan? Okay, so net so 'n bietjie harder, anders gaan ek skree. Okay, dan gaan ek skree. So die krag van die Heilige Gees is om vanmôre te kan sê dat ek met die Heilige Gees praat. Praat jy met die Heilige Gees? Doen nie. Want ek het nie geweet ek moet nie. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, you're the comforter. Heilige Gees, dankie dat ek U kan herken vanmôre. Dankie dat ek weet vanmôre my liggaam is 'n tempel van God. Maar hoekom gee jy jouself dan oor aan verslawing en sekere goeders? As jy weet die Heilige Gees is in jou 'n tempel. In jou, in die tempel. Jy sien waarvan praat ek? Kom jy agter? Okay. En nou wil ek vanmôre sê, weet jy wat, 'n vrou wat bid, is 'n gevaarlike vrou. Ja, hulle is gevaarlik. 'n Ma wat bid, bring 'n gesin tot bekering. Bring 'n gesin voor God en wat in die hemele is. Amen. Baie gevaarlik. 'n Ma wat haar trane uitstort, daai trane kom voor God. En ek wil hê, man, jy moet vanmôre hoor, as jy jou vrou laat huil, haar trane kom voor God. Kind, as jy jou ma laat huil, haar trane kom voor God. In die heerskappy van die woord van die Here kom en dan sê hy dat daardie heerlikheid en die man se geregtigheid sal voor God nie wees nie. Maar as die pastoor dit sê, dan wip hulle. Party seker wipboutjies, het jy al gesien? Hulle lyk soos die Jode voor die klaagliedere. Dis wonderlik om te weet as 'n ma bid. Amen. 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 Kom ons wees eerlik vanmôre. Daar is krag in 'n vrou se gebed. Ek het op bitter lanklaas eintlik 'n Moedersdag preek gedoen. Ek kan julle onthou wanneer sit ek? Ek glo nie ek het hom. Die krag van 'n vrou moet nooit onderskat word.
kan ons dit vanmôre opdra aan 'n vrou, maar die paas gaan ook 'n bietjie hiervan hoor. Daar was 'n dogtertjie wat wat in opgewondenheid is. Sy sit vol opwinding vir haar pa en wag sodat hy van die werk af moet kom. Want jy sien, sy het so baie dinge wat sy met haar pa wil deel, wat in haar dag gebeur het by die speelgroepie. Sy het so baie dinge wat sy haar pa wil vertel het. En toe sy hoor daar klap die kar se deur toe sy opgewonde en skielik toe staan sy by haar pa. Maar weet jy wat? Afgemat. Kom ons wees eerlik. Afgemat deur al die werkspanning, sy vir die dogtertjie. En nou gaan ek vir jou bekende woorde gee. Nie nou nie. Nie nou nie. Later. Ek is moeg. Gaan kyk televisie. Van hierdie bekende woorde binne 'n gesin se woordeskat. Weet jy wat doen 'n ouer? Hulle gee ontwerpers steur, hulle koop vir hulle rekenaarspeletjie. Party ouers koop tot vir hulle kinders sigarette. Maar waarna hulle die meeste smag, is jou tyd. Is jou tyd. Is jou tyd. Daai lekker waan van my. Hy was nog klein. Dan kom ons, hy het nou net 6 ure cricket gespeel. Hy het alles gedoen, en kom ons by die huis, en sy pa, kom ons speel cricket. Dan sê ek moeg, dan lê ek ook maar so op die bank. Dan sê ek is moeg. Dan sê hy vir my, jy is ook altyd moeg. Dan gespeel ons cricket. Tot laat. Dit was lekker om alles saam met hom te kon doen. Daar was altyd tyd vir alles. Die Here was ons genadig. Daar was baie dinge. Maar dis die bekendste woorde binne in 'n huisgesin is, daar is nie tyd nie. Daar is nie tyd wat 'n mens met mekaar kan spandeer nie. En dan onttrek jou dogtertjie haar, en sy onttrek haarself uit jou as 'n familie uit, of jou seun, en sy leef in haar eie wêreld, en nou gaan dit begin bekend klink in dit. En totdat die ergste gebeur en ons onsself afvra, maar waarom faal ek as 'n ouer? En dan is dit iets wat te laat. Dan is dit iets wat te laat. Is dit nie so nie? Kom ons kyk gou 'n bietjie. Dan word sy groot en dan begin sy haarself uit te gee aan haar vriende en aan haar vriendinne, en hulle word haar klankbord. En sy onttrek haarself, of hy onttrek homself. Ek sien hierdie goed baie kere gebeur. En ek het nou vir julle gevra om uit die boek van 2 Konings te gaan lees, daar in 2 Konings 4, daar is heelwat baie in terwille van tyd, want ek weet vanmôre wat baie mense baie dinge doen. Maar om jou 'n prentjie te skets, ek kon so baie dinge doen, maar hierdie was vir my 'n ongelooflike kragtige gedeelte. Elisa het die mantel gehad van Elia, en die krag van die Here was op hom. Die verskil tussen Elia en Elisa is, Elia het baie dinge gedoen in God se erge krag wat hy kon kry, Elisa dieselfde. Maar Elisa was baie meer in wonderwerke betrokke. Hy het baie meer omgegee vir die mens. En hy het uitgekyk vir die mens. En wanneer ons hierdie gedeelte gaan lees, daar in vers 25, dan het ons nou gesien vanaf vers 8, ek wil net so stukkies hier by jou inbring. Dan het iets met hierdie moeder, hierdie Sunamitiese vrou se kind gebeur. En dan kom sy na hom toe aangestap, en hy besef hier's moeilikheid. Jy kan dit gaan lees, ek wil net hê jy moet geluister, anders gaan jy dit mis. Anders sou hierdie ma nie in die middel van die week na hom toe gekom het sonder 'n afspraak nie. En weet jy wat doen Elia? Elia stuur sy diensknegt, en julle weet wie was sy diensknegt? Gehasie na haar. Hy stuur sy diensknegt na haar toe, en hy sê vir sy diensknegt, dit moet jy doen met hierdie vrou. Hoor wat moet jy doen met hierdie vrou? En kom ons lees dit gou daar in vers 26. Ons gaan dit nou opsit aan self net so vinnig. Hy sê loop haar nou tegemoet en sê vir haar, gaan dit goed met jou? Gaan dit goed met jou man? Gaan dit goed met jou kind? En sy antwoord goed. En sy antwoord goed.
En op Moedersdag dink ek vanmôre is hierdie van relevant. Is hierdie relevant om hierdie selfde vraag te vra, moeder, ma, gaan dit goed met jou? Gaan dit goed met jou man en gaan dit goed met jou kind? Elisa was 'n gehoorsame, vreeslose profeet gewees, wat God se woord verkondig het. Kerk, ek wil so graag hê jy moet vreesloos God se woord verkondig. Jy moenie retireer nie. Elisa, soos ek nou gesê het, sy werk het bekend gestaan dat hy hierdie sagte persoon was, die profeet was, wat baie omgesien het na afvlerkvoeltjies. Ek was ook al baie kere gesê, jy sien altyd om na die afvlerkmense. Partykeer voel dit so, maar dit is so belangrik. As ons gaan kyk na Sunem, was hierdie soort deurgangsroete wat hy deurgegaan het, wat hy bedien het. En een van die paartjies wat hom baie dopgehou het en gesien het geheg geraak in hierdie profeet, want hy het altyd by hulle gestop en dan het hy koffie gedrink by hulle, en ietsie geëet by hulle. Soveel kere dat het gebeur het, dat die vrou gesê het, en voorgestel het in haar man, dat hulle 'n boventrek sal bou, julle het dit gelees, om te sien, sodat hy kan slaap daar, hy kan oornag, of hy kan rus daar, daar was 'n tafel vir hom gewees, daar was alles vir hom gewees, en so hy kon bietjie rus, en ek skryf daar gasvryheid by uitnemendheid, wat ons as mense nie altyd ken nie. Ek wonder, ek sê vir haar vanmôre, ek wonder hoe sou ek opgetree het as Monja vir my moet sê, bou 'n vertrek aan vir 'n profeet. Ek wonder hoe sou ek opgetree het as ek in hierdie man se skoene was, om net 'n ekstra vertrek aan te bou vir 'n vreemdeling. Ek dink dit sou my baie ongemaklik laat voel het. Jy sien, want dit is nie 'n gasvryheid waarin ons as mens gewoond is nie. Om daardie ekstra myl te stap vir 'n man van God nie. Amen. Jy sien, en Elisa was so dankbaar teenoor hierdie vrou en oor hierdie man. Hy het sy dankbaarheid betoon teenoor hulle gasvryheid, dat die vrou 'n kamer aangebied het en aangebou het, sodat hy daar kon slaap, en dat hy daar kon rus. En weet jy wat doen, en hy word stil by God, en hy hoor by God, en hy sê vir Gehazi, gaan roep hierdie vrou, wat baie vrouens sou gedroom het in daai tyd, en hy sê vir hierdie vrou, toe sy inkom in sy kamer, hy sê vir haar in hierdie skrifgedeelte, volgende jaar, dieselfde tyd, hierdie tyd, sal jy 'n seentjie hê. Sal jy 'n seentjie hê. Jy sien, want sy kon nie kinders kry nie. Vir die mens wat die onmoontlike is, kom hierdie vrou en geen probleem as hy hom aanspreek en sê, hy sê vir haar, daar sal nie 'n jaar verbygaan dat jy nie 'n seun sal baar nie. En hierdie vrou sê vir hom, man van God, jy kan nie dit vir my sê nie. Jy moet ernstig wees met my. En so 'n jaar, presies 'n jaar, wat gebeur? Was daar 'n seentjie? Nee. Die kind word groot en hy word so groot in die liefde van God en hy was deel van dit en hy was 'n kind. En op 'n dag toe sê die ma vir hom, gaan na jou pa toe, terwyl hulle in die oesland was. En hy gaan na sy pa toe en die kind word siek in die oesland. En hy word siek in die oesland. Daar die woord sê hy ontwikkel 'n erge, 'n verskriklike hoofpyn en hy word teruggedra en hy word huis toe gedra, terug na sy moeder toe. En wat gebeur? Hy sterf op sy moeder se skoot. Weet jy, en terwyl ek hierdie voorberei, terwyl ek hierdie lees, dink ek by myself en ek skryf, ek kan hierdie vrou se woorde hoor, ek kan myself indink wat sy vir Elisa sou sê. Ek het jou mos gesê, dis te goed om waar te wees. Man van God, is hy besig om my te mislei? Is hy besig om my te mislei? Ek wil die ma's vra van vandag, van vanoggend. Hoe gaan dit met julle? Hoe gaan dit regtig met julle? Met al julle reuse verantwoordelikheid, die reuse take wat julle op julle skouers het, al hierdie dinge wat gekoppel is teenoor jou as 'n moeder. Hoe gaan dit? Hoe gaan dit regtig met julle?
Die krag van 'n vrou mag nooit onderskat word. Nooit onderskat word. As hierdie land se moeders val, val die land. Die hand wat die wiegie skud, is die hand wat die wêreld regeer. Hoor mooi. Terwyl jou kind klein is, en jy skud hy wiegie, is jy in lyn hoe jy daai kind groot maak met God. Hoe gaan sy wêreld lyk? Hierdie vrou van 2 konings is 'n vrou wat met durf en omgee. En net voor dit, as jy dit gaan lees in die olie van die weduwee, toe sy in haar geloof so sterk was, dit is so mooi, dit was so moeilik om, daar so baie mooi gedeeltes wat 'n ou kan sien. Ons sien die wyse waarop sy Elisa hanteer. Ons sien die manier hoe 'n goeie ma moet lyk. Is dit iemand wat haar kinders eindloos bederf? Is jy dalk iemand wat jou kinders eindloos bederf? Waar is die kinders? Kom ons vra die kenners. Laps, word jy bederf? Ja, pa. Michaela, is it not? Huh? Ja, thank you for your honesty. Tyd. Mama, spandeer net tyd saam met my. Spandeer net tyd met my. Tyd om daar te wees vir mekaar. Tyd om te gee. Kom ek vra jou nog iets. Jo. Hoe gaan dit met jou man? Hoe gaan dit met jou man? Is jou man nog steeds besig om sy verantwoordelikheid na te kom as die pa van die huis? Ek vra gou 'n vraag. Is jou man nog besig om sy gesinsverantwoordelikhede na te kom? Ek wil nie op tone trap nie. Ek weet ek doen. Maar ek wil nie. Maar ek wil jy moet hoor vanmôre, 'n pa kan nie afwesig wees nie. Hoor mooi. Paas moet hulle titels as pa ernstig opneem. Kom ons lees gou Daarin in 2 Konings 4 vers 18 tot 20 saam op die skrif is hy daar. Maar toe die kind groot was, het hy op 'n dag uitgegaan na sy vader, na die maaiers. Nou kom lees jy hierdie vir my. Wag, jy gaan nog hoor, dit raak nog interessant. Is julle nog met my? Is julle nog wakker? Yes. Amen. En vir sy vader gesê, my kop. Die sê toe vir die dienaar, dra hom na sy moeder. Die sê toe vir die dienaar, dra hom na sy moeder. En hy het hom gedra en by sy moeder gebring. En hy het op haar knieë gesit tot hy die middag gesterf het. Ons as paas hoor baie kere, hoe sê jou kinders, my kop is seer, pa, ek voel nie lekker nie, pa dit, pa dat, my hart, my siel. En wat doen sommige paas? Hulle hou aan werk, want hulle werk is belangriker. Hulle dinge, hulle tyd, hulle ander goeders vir hulle belangriker. Hulle woorde klink so nie, gaan vra jou ma, gaan sê vir jou ma. Kan ek nie, hy is nie, lyk my hierdie kerk is 'n son, daar's nie een vrou wat so man dit doen nie. Ja, dit is wonderlik. Dan kan ek sê amen. Gaan kyk televisie. Gaan speel jou games. Moet my nie nou pla nie. Pa, gaan dit goed met jou? Pa, gaan dit goed met jou? Laastens gaan dit goed met jou kinders. Geliefdes, kan ons net hierdie toewyding sien van hierdie teksvers vanmôre? Kan ons net dit sien vanmôre? Hierdie vrou sal alles in haar vermoë doen om haar kind te red. Ek
dink dis hoekom 'n mens die titel dra van 'n ma. Amen. God vrees, natuurlik en regverdigheid. Maar kyk na die uiteenlopende toewyding van die ouers. Hoe verskillend. Kyk hoe verskillend is ouers. Hoe reageer 'n pa en 'n ma tydens 'n krisis wanneer 'n kind in moeilikheid kom? Hoe? Ek wil 'n staaltjie vertel. Mag ek maar? Jy was 'n matriek. Hy was 'n matriek toe hy eendag op sy arms en die skool bel my. Hulle sê vir my dat hy het 'n onderonsie gehad met 'n onderwyser en hulle wil mekaar met die vuis byt. Maar hy het my al intussen vertel van die onderwyser. Taamlik 'n nuwe, jongerige man, maar so skeef soos 'n vraagteken. Ek sê julle moet dit verstaan. So hulle het mekaar uitgelok en getaand. En ek weet nie wat het gebeur nie. Maar die volgende oomblik toe is die man groot in die moeilikheid en die mannetjie sê toe nee, die wil hom bykom in die skool bel my. En ek sê toe, en daar's groot moeilikheid. Onmiddellik het die skool hom klaar gejudge, hulle het klaar gesê hy is verkeerd, hy het opgetree. Seker maar wat moet gebeur, ek weet nie hoe hy dit gesê of hoe hy dit gestel nie, ook vandag toe weet ek nie hoe hy dit gesê nie. Maar toe hulle vir my sê hy wil die onderwyser geslaan het, toe sê ek, maar ek ken hom nie so nie. En as hy die ouetjie wou geslaan het, dan was daar 'n rede. Maar nie dat hy dit sou doen nie. En onmiddellik sê die persoon aan die ander kant, ons het dieselfde gesê. Ons het dieselfde gesê. Ek sê toe, maar goed, ek sal die middag met hom praat as hy by die huis kom en hy vertel toe vir my die storie. En die volgende dag nog voordat ek dit kon uitsort, toe is dit uitgestort. Die hand van die Here speel 'n rol in regverdigheid. En regverdig maak. Maak wat jy wil. Party mense wil jou lelik onder die bus gooi. Party mense praat goed van jou. Hulle spreek valse getuies. Hulle doen iets teenoor jou kind wat jou baie ongemaklik voel. Maar die vraag is, jy moet gaan kyk. Jy moet jou kind ken. Spandeer jy tyd om jou kind te ken. Jou kind doen hoeveel dinge miskien agter jou rug, maar jy's 'n afwesige ouer omdat jy nie weet wat aangaan. En op 'n Moedersdag soos hierdie, dan is dit maar 'n gekamoufleerde manier van dit wat 'n ou doen. Maar Bybels gewys is elke dag Moedersdag. Want die woord sê eer jou vader en jou moeder elke dag, nie op 'n sekere dag. Amen. Kom ons kyk hoe verskillend dit is. In hierdie gedeelte sien ons die kind is besig om dood te gaan. Op 'n drempel om te sterf toe hy by sy pa was. En sy pa raak nie eers aan hom nie. Hy gee die diensknegt 'n opdrag om hom te dra na sy maat. Eer en skande. Eer en skande. Ek verlaag myself nie so om af te buk om my kind op te tel nie. Hy diensknegt tel hom op en vat hom na sy maat toe. Jy sien, dit is hoe dit in die Afrikaner huis gaan vandag. Deur onvergewensgesindheid, dinge wat nie reg is nie, gebroke verhoudings. En die dag as die dood aan die deur klop, dan is almal vol trane en almal wil die beste doen. Jammer om dit te sê, maar dis die waarheid. Dan kry ek in die woord nie 'n woordjie so spyt nie, maar daar is 'n woord so spyt wat vir ewig te laat is. Mooi. Maar terwyl daar vrede is, maak vrede. Soek vrede, ja, God se vrede na. Los die dinge van die wêreld. Los die dinge van ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid bring nie vir jou oes nie. Dit bring nie. En ek hoop jy het al beleef in jou lewe. Jy kan hardloop na hoeveel pille toe. Jy kan 'n pilverslaafde wees. Jy kan doen wat jy wil. Jy kan jou verslawing soek in iets anderste. Dit gaan jou nie vry maak nie. There's only one thing that sets you free, and that's the Son of God. He went to Calvary and he died on the cross for me and you. Amen. Dis al wat jou kan vrymaak. His name is Jesus. Hy maak gebroke dinge reg. Tel jou vaderskap op, tel jou moederskap op en doen wat die Bybel sê jy moet doen. En leef volgens dit. Hoe gaan dit vanmôre met jou ma? Pa?
Weet jy wat beteken verantwoordelikheid? 'n Vaderskap beteken om verantwoordelikheid te vat vir jou kind se welsyn. Amen. Daar is nie belangrike dinge in hierdie wêreld of in hierdie lewe as die versorging van jou kind nie. Daar is nie. Luister gou baie mooi, hoe eindig hierdie verhaal? Kan ons dit gou dalk saam lees? Of kan ek vir jou vra om dit te gaan lees? Vanaf vers 26 en 27. En hierdie vrou kom, en ek gaan jou gou vanaf vertel. Dit vat guts om 'n ma te wees in 'n tyd waarin ons onsself bevind. Is dit nie so nie? Om jou kinders te leer om die Here lief te hê. Om jou kinders te leer om die Here lief te hê. Om so te leef is 'n uitdaging. Kan ek vanmôre vir jou sê, om 'n ma te wees, om al hierdie dinge te doen, is 'n voltydse werk. Dis 'n voltydse werk om jou kinders van Jesus te vertel en laat hulle soos Jesus leef. Weet jy wat sê die boek van Deuteronomium? Deuteronomium 6 vers 7, hy gee 'n opdrag. Skryf dit neer, dis 'n opdrag. Ek gaan gou vir jou vanaand sê of jy kan soek op blaai. Deuteronomium. Waar is julle Bybels? Waar is julle Bybels? Come on, where's your Bible? Waar is jou handleiding? Come on. Yes, Deuteronomium. Kyk wat sê Deuteronomium vir ons. Is jy daar? Amen. Deuteronomium, die 6de hoofstuk. Kyk gou wat sê hy vir ons. Ek het dit nie ingehaal nie. Ek sê dankie vir my vrou, sy het dit ingesit. Sy krap op my preek. By vir sy mag, sy moet. Ek dink julle gaan sê môre sê sy berei my preek voor, né? Ek dink sy kan. Sy's goed. Sy's baie goed. Wat wil ek nou lees, man? Vers 7. En jy moet dit op en jy moet dit jou kinders wat doen? Inskerp. En daaroor spreek. As jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy lê, en as jy opstaan, moet jy jou kinders inskerp, om te sê, spreek vry, vergewe, leer van Jesus. Leer van Jesus. Is jy met my? Kerk, maak vir my so, dit is jou nommer 1 toewyding. Daar is geen ander toewyding. Jy kan maar vir my hoe dit wil justify. Jy kan dit hoe regverdig. Dis jou nommer 1 toewyding as 'n ouer, om dit by jou kinders in te skerp. Gedeelte sê Moses, sit dit op die voorkop. Skryf dit op jou hand. Sit dit op jou voorkop. Laat dit uit jou mond uitkom. Spreek dit. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, sê hy. Hy sê, skerp dit in by jou kinders. Vertel hulle van Jesus. Amen. Elke ingeseënde kind wat vandag ingeseën is, wil ek vir jou sê, het reeds 'n aanslag teen demone. Al is hy sondevry. Al kan hy nog nie praat nie. Die duiwel don't want it. Daarom is jy vanmôre verantwoordelik vir jou kind. Jy moet intree vir hulle. Want dit is waaroor hierdie skrif gaan. Dit gaan oor die profeet wat lief is vir God. En ek weet, as jy lief is vir God, gaan jy dit ook doen vandag. Amen. Jou also kan dit doen. Maar gaan dit goed met jou? Gaan dit goed met jou man? Gaan dit goed met jou kind? Amen. Here, baie dankie. Dat ek vanmôre en sê dit gaan goed met ons. Dankie dat ons dit kan inskerp. Here, dankie vir hierdie wonderlike gedeelte, die profeet. Here, ek weet ons is in 'n uitdagende lewe. Ek weet daar is so baie aanslae. Vader, hierdie goed is nie onbekend nie. Maar u krag vanmôre, Here, is kragtiger as enige aanslag. Daar is meer engele wat vir ons veg as demone wat teen ons veg.
En nou terwyl jou oë toe is, maak reg in jou binneste met jou kind, maak reg met jou ouer, maak reg teenoor jou vader. As jy alleen is, as jy dinge bedink, as jy nie op die regte pad is nie, as jy goed verkeerd is. Ek wil hê jy moet iets hoor, ek het dit laasweek gesê, en daar's 'n vers wat dit vir jou gesê het. As jy dit nie doen nie, as jy nie gehoorsaam is nie, gaan dit nog met jou slegter gaan. Nie ek wat dit sê nie, die skrif sê dit. Gaan dit nog met jou slegter gaan. Hierdie is vanmôre belangrik, maak elke oor toe. Net gou vinnig, as jy ouer is en sê, Here, sien my raak, help my, ek het u hulp vanmôre nodig, ek kan dit nie doen nie, steek net jou hand op. Dankie, dankie, dankie. Dankie dat julle julle hande opsteek, baie dankie. Gaan maak reg, gaan maak reg, gaan maak reg, gaan maak reg vanmôre. Steek jou hand op, hou jou hand daar, gaan maak reg, gaan maak reg, gaan maak reg. Amen. Gaan maak reg. Gaan maak reg vanmôre. Maak reg met jou kinders, maak reg met almal vandag. Jy is nie groter as hulle nie. Amen. Wat is jou probleem? Is jy ongehoorsaam? Here, ons dryf die Gees vanmôre in ongehoorsaamheid. Dis wat ons doen. Ons voed nie die Gees nie, maak. Hoor jy? Okay. Ons dryf hom in die naam van Jesus Christus, bo elke naam. Maak dit. Jesus sê vanmôre, weet jy wat, né? As jy wil in die huis getroude vrou om al die oortredinge. Jy's vergewe, hoor, moenie aangekla voel nie. Okay, wil jy met toe? Dis mooi, like dit. Here, ek bid vir Santel vanmôre. Jy ken haar se ma, moeder. Jy ken haar hart vanmôre. Ek weet nie, ek ken nie jou omstandighede nie, maar weet jy, ek voel, jy voel skuldig, jy reg. Voel jy skuldig? Jesus sê nie meer skuldig. Sê die verlede agter. Okay, sorry. 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 Oh, yes. Sorry. Waar's my bidders? Waar's Wanda hulle almal? Is daar moeilikheid? Sorry? Hoe bid vir? Hoe gaan dit met jou, Johan?